Dis sielskoffietyd. Gaan dink 'n bietjie terug vandat jy kan onthou hoeveel mense jy al op jou pad raak geloop het. Dis byna 'n onmoontlike taak en bly ontelbaar om te bepaal, want waar sal jy begin? Ek praat natuurlik nou van al die vriende wat jy in jou lewe toegelaat het om 'n inspraak te maak op jou besluite en manier van doen. Daar is mense wat tot vandag toe nog deel is van jou lewe, en dan is daar soveel meer wat maar net as besoekers deur jou lewe geloop het. Die minderheid wat agterbly, is die wat jou onvoorwaardelik aanvaar en liefhet. Die wat om watter rede ook al altyd daar sal wees vir jou. Al sou julle mekaar vir 'n lang tydperk nie sien nie, sal elke byeenkoms wees asof julle nooit weg was van mekaar nie. Gesprekke saam met die wat bly spontaan en vol betekenis ten spyte van die tyd wat verbygegaan het. Die mense wat nie vir altyd in jou lewe bly nie, is gewoonlik in die meerderheid. Daar is verskeie redes waarom hulle nie meer deel van jou lewe is nie. Dalk het hulle verhuis na 'n ander land, of miskien het julle mekaar maar net ontgroei. Wat die rede ook al mag wees, kan nie die feit dat hulle eens deel van jou was uitvee nie. Daardie mense was bedoel om slegs vir 'n seisoen in jou lewe te wees om 'n rede. Wat bedoel jy daarby? Mag jy dalk vra? Jy weet, God het dit vir ons bedoel om mekaar nodig te hê. Anders sou hy net vir Adam gemaak het en daar gestop het. God wil hê dat ons hom moet toelaat om deur ons 'n verskil te maak in ander mense se lewens. Daarom stuur hy mense oor ons pad om 'n verskil vir ons of vir hulle te bewerkstellig. Ons hoef nooit spyt te voel wanneer ander mense nie meer deel van ons binnekring vorm nie, om welke rede ook al, want ons almal se lewens bly verander en aanpassings en keuses bly 'n realiteit. Dis egter belangrik dat ons wel dankbaar is vir die tyd wat vir ons gegee is saam met vriende wat nie meer deel van ons binnekring is nie. Dit was so bedoel om te wees, want jy het baie geleer by daardie persoon en daardie persoon het so baie by jou geleer. Of jy dit nou wil weet of nie, ons smeer op mekaar af, ons goeie en slegte eienskappe. En soms moet ons kies om vriende te laat gaan, omdat hulle vriendskap net nie meer goed vir ons is nie. Ek het eendag met 'n baie wyse tannie van 90 gesels oor haar lewe. Die waardevolste stukkie wysheid wat sy met my gedeel het was: kies versigtig wie jy by jou lewensvoordeur laat inkom. Soms is dit moeilik om vriendskappe te laat gaan, maar wanneer jy weet dat dit tyd geword het om dit te doen, doen jy dit in geloof. Dis ook moeilik wanneer ander besluit om jou te laat gaan, om welke rede ook al, maar uit liefde moet ons hulle toelaat om daardie keuse te maak. Die uiteinde van alles is dat ons steeds vir hulle sal bly bid en God se seën oor hulle lewens vra en dankie sê vir die seisoen waarin jy hulle kon ken en in jou lewe kon toelaat. Nuwe vriende sal oor jou pad bly kom. Dit is net soos dit bedoel is om te wees. Ek wil jou egter aanmoedig om met wysheid te bepaal wie jy toelaat, omdat hulle 'n definitiewe rol sal speel in jou geestelike groei en pad wat jy met die Here loop.